Dit is, maar ek skryf net wat jy nodig het om te skryf. So as jy daar nie skryf is, dis fyn. Of ek gaan dit nou vir hulle sê, nee, nou, nee, die krag daarop in werk. 2 of niks. Tjoe. Tot op gelak. Ja. Kom mense in plaas van voor gesê aan. Yes. Voorwerp wat daarmee uitoefen. Oei. Ja. Ja. Okay, laat ek sien. 6 uit 6. Jo, wie hier? Louis? Wat is gebeur in julle lewe? En kan julle sien dit werk? Nee, mag nie. Jy sê volgende. Goed. Nou, dan moet jy. Hier, moet jy hier. En die ry ook jou? Oh! En die agter? En die ook jou? Jessica? Ja. So, almal wat dit verkeerd het, of elkeen wat dit verkeerd het, moet jy 10 keer uitskryf. Naam van definisie en dan definisie. Naam van definisie, definisie. 10 keer. Right. Dan ek het nie uitsit gegee nie. Wel. Het jy jou antwoorde gecheck daarso? Vraag 3. Altyd. Ja? Nee, jy moet harder praat. Of ek gaan nou teruggaan. So jy kon of gesê het, hierso sê jy moes nou gesê het FG is 9 maal met 9,8 en ek dink ek kry 72? Nee. 88,2. Ja. Okay, dan kon jy of gesê het net daai ene gedeel deur 6. Want dit is 'n 6ste van wat dit op die aarde sou wees. Of jy kon gesê het FG op die maan is 9 maal met 'n 6ste maal met 9,8. Nee? Of 'n 6ste na die tyd gemaal het met 'n 6ste wat ek al. Same. Alrighty. Nie moeilik gewees die huiswerk nie. Sharp. Nou is ons nog by Newton se eerste wet. Jo, nou het ek die woord gesê Newton se eerste wet. Nou moet ons die definisie ook sê. Jessica, Newton se eerste wet in woorde. 'n voorwerp sal 'n liggaam of 'n voorwerp maak nie saakie. Beweging teen 'n
En nie 0. Middelstuk kant of net die krag inwerk. Mooi. Okay. Sê daar vir jou, 'n boks gly teen 'n konstante snelheid, bing 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 bing, Newton se eerste wet. Ag, het ek dit gesê, Nadia, go for it. Newton se eerste wet. 'n liggaam sal in 'n toestand van rus of beweging teen 'n konstante snelheid volhard tensy nie nul of resulterende krag nie nul resulterende of net krag daarop inwerk. Mooi. Okay. So jy lees dit, jy hoor net in die eerste wet. Nie sê vir jouself, hierdie is eintlik die formule, maar omdat hy teen 'n konstante snelheid beweeg, is die versnelling 0. Dis graad 10 werk. So dit beteken die netto krag is gelyk aan 0. Okay, hulle sê vir jou, 'n boks vlieg af teen 4 meter per sekonde teen 'n skynsvlak af. Bereken die wrywingskrag wat op die boks inwerk. Okay. Ek dink julle sê net ek gesê hierso verander hoekie na 35 grade. Ja. Nee? Ja, ek het dit bygeskryf vir julle. Goed. So, wat gaan ek eers doen, Kruiten? Altyd, want jy sit in my klas en jy is spesiaal. Jy gaan 'n vrye liggaamsdiagram teken van al die kragte wat op die blokkie inwerk, soos wat hy afgly. Geef my die kragte, Cameron. Waarna? Na die middelpunt van die aarde. Baie dankie. Kyk, dan het jy die normaal krag wat okay. Is daar normaal krag nie? Dit is my sê. Okay, dan is die normaal krag wat in die teenoorgestelde loodtrek aan die oppervlakte. Dis vir my woorde nie. So my woorde klink soos myne. Normaal krag loodreg met die oppervlakte. Daar is jou oppervlakte. So hy gaan loodreg met die oppervlakte wees daar. Ja. Dis die oppervlakte waarop die blokkie is. Ek het deze blokkie gesien. Wat is die blokkie? Okay, Ja? en dan is daar mos nou die wrywingskrag wat soos ook wat parallel met die oppervlakte in teenoorgestelde rigting van beweging gaan. Okay, so ons dink hy gly af, so die wrywingskrag is op, parallel met die oppervlakte. En dan is daar mos nou krag F wat Stoot iemand dit? Dit gly. As jy gly, hoe gly jy? Wat maak dit jy gly? Sê weer? Dis gravitasiekrag wat maak dat jy gly. Daar's niemand wat hom stoot of trek of niks so ietsie. So daar's geen toegepaste krag nie. Dis net 3 kragte. So wat sou jou klou gewees het in 'n toets of eksamen? Dit sou 3 punte getel het. 3 punte, 3 kragte. Okay, maar Sean, jy is spesiaal. Jy gaan dit nie daar los nie. Wat gaan jy doen? Voordat jy highlight. Wat gaan jy opreken in sy loodregte komponente? Sê weer? Wat se krag? Nee. Jy kyk met die oppervlakte. sien jy? Hy is loodreg met die oppervlakte, sharp. Hy is parallel met die oppervlakte, sharp. Hierdie ene is teen 'n weerhoekie. Dis hom wat ons wil gaan opreken sy loodregte komponente. So wat gaan jy doen? Hoe cool is my nuwe projektor nie? Wel, dis nie myne nie, ek leen hom net, maar dit is cool. Okay, so jy sit jou liniaal daar wanneer as jy skynsvlak en vat dit af tot laat hy daai pyltjie raak. En jy teken jou komponent daarin. Dan sit jy jou liniaal op jou normaalkrag, want dit is reeds loodreg met die oppervlakte en jy teken jou kollektiefseksie. Yes? En ek het as prins hierdie prentjie gekies want hy's net so bietjie anders gedraai as ons vorige prentjies, so jou oog moet nou weer gewoond raak aan hoe hierdie ene lyk. En dan gaan jy highlight. Kyk, so jy het hier 'n krag. En jy daar 'n krag. Hierdie een is FG loodreg, hierdie een is FG parallel.
Dan vat jy jou highlighters en jy highlight die kragte wat in dieselfde vlak is. Hoekom doen jy dit? Want jy mag hulle bymekaar optel en aftrek. Okay, enigiemand 'n vraag daar? Okay. Wat het ek my vraag? Rico, moet ek enigiets doen met hierdie 4 meter per sekonde wat hulle van gegee het? Nee, nie op hierdie stadium nie. So daai inligting is vir jou gegee om jou te confuse. Okay? Jy hoef niks aan mee te doen nie. Selfs met hierdie 4 meter. Op hierdie stadium van die geveg het jy nog niks aan mee te doen nie. Okay. So wat vra hulle vir my? Hulle vra vir my gaan bereken FK. Waar is FK? Okay, wag, sorry. Ons het 'n formule vir FK. Die formule vir FK wat ons het is die wrywingskoëffisiënt maal met die normaalkrag. Het hulle vir ons die wrywingskoëffisiënt gegee? Nee. Sê ek, okay, goed. Hulle het nie vir my dit gegee nie. So kom ek gaan kyk watter kleur het ek die wrywingskoëffisiënt gaan ge-highlight. En ek het hom geel ge-highlight. So kom ek gaan kyk gou na die geel kragte. Sê ek vir myself. Okay? Omdat hierdie voorwerp teen 'n konstante snelheid beweeg, is dit F net gelyk aan 0. Nou wil ek vir jou volgende stapie leer. Jy gaan begin met, ek dink ek het dit hierbo gedoen, nee ek het nie. Jy gaan begin met F net is gelyk aan M maal A. Hoekom moet jy daarmee begin? Want dit is 'n formule wat op jou datavel is en jy begin altyd met 'n formule op jou datavel. Dan omdat die versnelling 0 is, gaan hy verander na F net is gelyk aan 0. Okay, so tot en met daar kry jy reeds 2 punte vir formule en 'n 0 invul. Ja. Hy beweeg in 'n konstante spoed. Okay, goed, nou hierdie ene en hierdie ene is in verskillende rigtings. Okay, nou voorheen het ek vir jou gesê, dit maak nie saak wat se rigting jy kies as positief nie, want jy gaan nie afdruk by mekaar, maar ek wil hê jy moet in 'n gewoonte kom, as die blokkie beweeg, in die rigting wat hy beweeg, kies jy positief. So as jy kyk na die horisontale kragte, dan beweeg hy hier regs af, so jy gaan regs af as positief kies. So ek wys dit maar net as regs is positief. Okay, so dan het ek FG parallel minus FK is gelyk aan 0. Wat beteken FK is gelyk aan FG parallel? Nee? Ja? Juffrou, is F net 0 omdat daar niks omdruk nie? Is omdat hy teen 'n konstante spoed beweeg, omdat die kragte regs en die kragte links ewe groot is. Wag, maar wat is F net? Net, waar het ons het gister gevra vir jou, Peltian, wat is netto? Het jy rek? Tian, wat is netto nou weer? Dit is die totale krag wat in die einde van die son is die totale krag. Okay, sê net maar in die rekeningkunde sê ek, jou netto wins is 0. Beteken dit jy het niks verkoop nie? Wat beteken dit? Wat jy het soveel uitgegee as wat jy ingekry het. So net omdat netto krag 0 is, beteken nie daar's niks kragte nie. Dit beteken net die kragte daar kanselleer mekaar uit. Die kragte is ewe groot. Is jy met my? So FG is gelyk aan FK. Ag, daai FG parallel is gelyk aan FK. Yes, perfect. Dis wat jy het. Nee, ek het gesien jy is van in slaap vir 'n oomblik. Okay, hoe bereken ons nou weer Bernard FG parallel? Yes, baie mooi. Hoe het jy dit onthou? Jy sien julle my stories werk. Simpel stories, maar dit werk. Ek het dit in die vorige hoofstuk gedoen, Kathleen. Wanneer jy dit nie 'n skynsvlak is nie en jy nie met FG werk nie. So as jy met FG parallel moet kry, dan gaan ek altyd daai wees. Ja, as jy jou driehoekie soos myne teken. Oh ja, okay. Ja. As dit parallel is.
en onthou, maar ek gaan net gewees sê, as hierdie hoekie 35 is, dan is daai hoekie mos 35. Ons het daai hele bewys gaan doen 'n paar keer. Ja? In die vorige hoofstuk. Hier het in jou skryfboek nog gaan skryf. En ons het dit groot geteken, ons het driehoeke gaan highlight en alles. Julle moet mooi verstaan, niks wat ek in hierdie klas sê, is nie belangrik nie. Okay, ek is nie 'n mens wat baie praat van nature nie, regtig erg. So, alles wat ek sê is crucial. As ek 'n storie vertel, as ek 'n simpel storie vertel met dis sonde om te tan, dan vertel ek dit met 'n rede. Okay. Goed, so daai hoekie daar is 35 grade. Jy het FG, jy het die massa van die blokkie, waar sê ek dit? Is dit in julle sinne? Dis wat ek nog wou bysit. Ek dink ek het gesê die blokkie weeg 2 kilogram. Wat het ek gesê weeg hy? Kom ons gaan kyk gou, voordat ek nou myself vaspraat. Die blikkies. Ek gaan nog al die werk doen. Dis hy. Hy weeg 2 kilogram. Ja. Okay. Die blokkie weeg 2 kilogram, sorry julle. Okay, so ons het FG want hy is 2 maal met 9,8. Okay. So ons het FG, ons het daai hoekie is 35 grade. So dit is teenoorstaande, ek gaan net inzoom hierso. Dis teenoorstaande oor skynsy, want hulle is 90 grade daar. So teenoorstaande oor skynsy gee vir jou sin. Yes? Okay, geniet jy daai Etienne? Fokus jy oor wat ek hier ook sê. Okay, so ons het FK is 2 maal met 9,8. Hoekom? Want is FG, hoe bereken ons FG? Dit was jou huiswerk gewees. Massa maal met die gravitasiekrag. Sin van 35 grade. En Carissa is op het. Maar jy vertrou nie vir Carissa nie. En as jy haar vertrou, jy sy, sit nie langs jou in eksamen dat sy vir jou dit kan intik nie. Jy oefen dit. Wag, ek gaan nou weer wees, ek wil ook net my eie antwoord kry. 11.24 wat? Newtons. Okay, so gaan gou weer recap, wat het ons hier gedoen? Ons het gesê, goed, ons wil weet wat is FK. Ek het na 'n formule toe gegaan wat FK in het op jou datavel, maar ons het nie die wrywingskoëffisiënt nie, so ons kan hom nie gaan uitwerk nie. Ek sê sharp, okay. Wat se kleure het ek FK gaan highlight? Ek het hom geel gehighlight. So ek gaan na die geel kragte kyk. Ek skryf die formule neer wat op my datavel is, maar omdat hy teen 'n konstante snelheid beweeg, is die versnelling 0. Wat beteken F net is gelyk aan 0. Wat beteken dit? Beteken al die kragte bymekaar getel moet gelyk wees aan 0. Okay? Toe het ek 'n rigting gekies as positief, ek het 'n regs gekies as positief, minus links. En toe bereken ek FG parallel is FG sin theta en toe vul ek my waardes in. Sharp? Okay. Goed, volgende wet. Newton se tweede wet van beweging. Okay. Okay, hier is my trolley. As ek hom, hy sal stil tans, dit is die eerste wet, voor ons gaan die sin van rus bly. Tensy 'n nie 0 net krag op uitwerk. So ek gaan nou 'n nie 0 net krag daarop uitwerk. Okay. Wat gaan gebeur as ek hierdie trolley skop? Ek gaan vir dit, né? Okay. Wat gaan gebeur as ek hom harder skop? Te veel krag. Okay, so okay, so hoe harder ek hom skop, hoe groter my krag is, hoe groter gaan hy versnel. Of hoe vinniger gaan hy versnel. Okay? Nou het ek hom. En nou gaan ek opsit 'n 2 kilogram blokkie. Goed. Eers sonder die gewiggie. Sien maar ek skop hom so. Dan
beweeg hy of hy versnel teen 'n sekere versnelling. Nou sit ek hierdie 2 kg blokkie op. Wat gaan met sy versnelling gebeur as ek hom nou met dieselfde krag speel? Alright, jy kan sien, wat het gebeur met die blokkie? Jy het gesien, hy het geskuif. Wat het ek gesê? Jy het nie gesê. Waar is 'n rus, hy wil in 'n rus bly. So hy, dat is die wet van traagheid, dit bou van traagheid. Hoe swaarder hy is, hoe moeiliker gaan het wees om te laat kom. Anyway, so, hoe swaarder hy is, hoe stadiger gaan het verstaan. Okay. Nou het ons fancy woorde in graad 10 geleer oor sulke verhoudings. En jy raak fancy woorde onthou al Jannie? Nee. Kan jy onthou? Juffrou, die verhouding. Ja. Iets is evenredig. Evenredigheid, jy het direk evenredig en indirek? Nee, indirek. Mag nie die woord indirek gebruik nie, dit verstaan nie in die wetenskapklas nie. Omgekeerd. In Engels inversely. Okay, goed. Julle verstaan Newton se tweede wet. Dis common sense. Al sy wette is common sense. Okay, so Newton se tweede wet van beweging sê: wanneer 'n nettokrag op 'n voorwerp inwerk, haal asem, versnel die voorwerp in die rigting van die nettokrag. As daar 'n voorwerp is en ek stoot hom regs, gaan hy regs versnel. Ja? OK, punt. Die definisie gaan aan. Die versnelling is direk evenredig aan die krag. Hoe groter jy stoot, hoe groter is die versnelling. En dan, die versnelling is omgekeerd evenredig aan die massa van die voorwerp. Was fout, Kathleen? Okay. Is julle met my? Maak dit sin? Goed, nou, graad 10's, 11's. Enige definisie het, nie enige nie, meeste definisies het 'n formule wat daarmee saamgaan. En die formule moet jou help om die definisie te onthou. Of die definisie moet jou help om die formule te onthou. Hulle is gelink aan mekaar. Okay? So hier is nou die formule waarvan ek nou al baie keer gepraat het met jou. En ons gaan nou saam hierdie definisie leer, dat jy dit uit jou kop uit ken. En dan gaan ek nou 1 en 2 so die hele tyd vra. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay. Goed, so, kyk saam met my. Wanneer 'n nettokrag op 'n voorwerp het 'n massa, M staan vir massa. Wanneer 'n nettokrag op 'n voorwerp inwerk, gaan die voorwerp versnel. Waartoe gaan hy versnel? In die rigting van die nettokrag. Okay, so gaan weer. Wanneer 'n nettokrag op 'n voorwerp inwerk, gaan die voorwerp versnel en dan verander hy die rigting, joep, in die rigting van die nettokrag. Okay, awesome. Begin ons aan hierdie kant. Die versnelling is direk evenredig aan die nettokrag. En dan moet jy 'n omdraai maak en omgekeerd evenredig aan die massa van die voorwerp. Okay, so gaan dit sien. Wanneer 'n nettokrag op 'n voorwerp inwerk, gaan die voorwerp versnel in die rigting van die nettokrag. Die versnelling is direk evenredig aan die nettokrag en die versnelling is omgekeerd evenredig aan die massa van die voorwerp. Yes? Okay, Aljanay, gaan jy hom probeer? Okay, let's see. Okay. So die nettekraag. Wanneer 'n Wanneer 'n nettekraag op 'n voorwerp inwerk, Wat het jy laas gesê op 'n? Gaan die voorwerp versnel en Wat het ek gedoen? in die rigting van die nettekraag. En dan haal asem. Okay. Dat die versnelling is direk evenredig aan die nettekraag, maar omgekeerd evenredig aan die voorwerp. Aan die So massa. van yes, mooi. Courtney, you can do it in English. Moet ek? Jy kan. Jy kan Afrikaans doen. Juffrou, die nettekraag. Wanneer 'n Wanneer 'n nettekraag op 'n voorwerp inwerk, sal die voorwerp versnel in die rigting van die nettekraag. En die versnelling is direk evenredig aan die nettekraag, maar omgekeerd evenredig aan die massa van die voorwerp. baie mooi. Lenay Newton se eerste wet. Of 'n beweging teen 'n konstante snelheid volhard, tensy 'n nie nul netto
Maar mooi. Ethan Newton se tweede wet. Juffrou, wanneer 'n voorwerp Wanneer wanneer die nettokrag op 'n voorwerp inwerk, sal die voorwerp versnel in die rigting van die nettokrag en die versnelling is direk evenredig aan die nettokrag, maar omgekeerd evenredig aan die massa van Pragtig. Mooi. Wanneer gaan ek jou vra? We don't know, maar nie nou nie. Okay, goed. So, daar het jy nettokrag in Newton, massa in kilogram, versnelling in meter per sekonde. Partykeer werk ons in gram en partykeer werk ons in kilogram. Kailien, wanneer doen ons wat? Wanneer werk ons in kilogram en wanneer werk ons in gram? Sê weer? Weet enigiemand? Wanneer werk ons in kilogram, wanneer werk ons in gram? Kilogramme werk ons in fisika. Die hoofstuk, die konsep waarmee ons nou besig is, groot dinge. Ons werk met karre, mense, planete en. Gram werk ons in chemie, wanneer ons besig is met molekules, klein goedjies. Okay. Goed. Anders gestel, as 'n voorwerp versnel, moet daar 'n resultante krag daarop inwerk. Okay, so ou dink aan nie versnel as die nettokrag 0 is nie, of as daar geen krag is nie. Newton 2, daar is die Romeinse syfer 2. Lara, hoe lyk die Romeinse syfer 4? Mooi. Waarvoor staan V? Die V staan vir 5. En as daar I vooraan is, beteken dit 5 minus 1. En as daar VI is, dan beteken dit 5 plus 1, dan is dit 6. Het julle nie dit geweet nie? Waarvoor staan X? 10. So, as jy nou maak het hierdie, wat is dit? Wat is hierdie? 17. Wat is hierdie? 14. Chap? Enigiets in lewe moet jy wonder en dink oor, dames en here. Jou aim in hierdie klas is om my uit te vang met 'n vraag wat ek nie die antwoord vir weet nie, wat ek sê kom ons Google. Want ek is nie 'n idioot nie, ek weet nie alles nie. Okay, so jy moet dink, juffrou, waarvoor staan hierdie? Wat bedoel hulle daarmee? Partykeer het ons tyd, partykeer het ons nie tyd nie, maar jy moet altyd vra en wonder. Okay, goed. Waar is ek nou? Newton 2. Is wanneer F net is gelyk aan ma, dit beteken die som van al die kragte, want wat beteken F net? Net toe beteken nou weer die som van. Okay? So die som van al die kragte is gelyk aan die massa van al die voorwerpe vermenigvuldig met elkeen se versnelling. Okay. En dan sê ek vir jou daar baie belangrik, onthou, nie indirek nie. Jy mag nie die woord indirek eweredig gebruik nie, jy moet sê omgekeerd eweredig. Okay, indirek kry jy net in tale. Alright, dan, dames en here, gaan jy 'n praktika doen. Tyd sal ek nog bepaal, ek wil dit eintlik in julle toetsreeks doen. Het ek al gevra wie doen toerisme? Ek het al gevra, nee. Wie doen toerisme? Hoekom sal julle dit aan my doen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Net julle sê, in matriek, graad 11 ook, die departement van onderwys dink nie, daar's mense wat toerisme en wetenskap saamneem nie. So hulle, daai 2 vakke word baie keer op dieselfde dag geskryf. Tot en met die eindeksamen. Okay, net dat julle weet. So, gaan dit hierdie jaar gebeur, gaan dit nie gebeur nie. I don't know, die matriek hierdie jaar skryf toerisme en wetenskap op dieselfde dag. Don't do that to yourself. Okay. Anyway, so my plan was om die prakties te doen op dieselfde dag wat jy eksamen skryf, want die goed gaan vars wees in jou kop. Kom ons doen sommer die prakties daarna, maar nou kan ek 10-10-1 nie. So, to be confirmed when. Okay, maar julle prakties hierdie kwartaal gaan wees oor Newton se tweede wet. Julle gaan bewys dat, of julle gaan wil bewys, dat versnelling is direk evenredig aan die krag en omgekeerd evenredig aan die massa van die voorwerp. Julle gaan dit weer doen met die tydtikkers en die trollies en die dinge. Dis bietjie makliker as laas jaar sinne. Okay. Welkom by wetenskap. Grys area, die hele tyd. Okay, ons sal dit uitleer as daar kom. Goed, so. Hoe lyk direk evenredig nou weer? Ons het gesê F net is direk evenredig aan die versnelling. Of die versnelling is direk evenredig aan die nettokrag. Wat beteken dit? Hoe groter die nettokrag, hoe groter is die versnelling. Hoe meer krag, hoe vinniger gaan hy beweeg. So as jy dan 'n grafiek gaan trek, dan gaan jy sien hulle is direk evenredig aan mekaar. Groter een is, hoe groter is die ander een.
En ons het gesê die versnelling is omgekeerd eweredig aan die massa. Wat beteken dit? Hoe swaarder hy is, hoe stadiger gaan hy versnel, hoe moeiliker gaan hy versnel. Hoe lyk omgekeerd eweredig? Omgekeerd eweredig lyk so. Sê net maar jy het 'n versnelling daar in massa hierso. So wat beteken hoe groter die massa is, hoe kleiner word die versnelling. Dis hoekom hy so lyk. Maar ons as wetenskaplikes love so grafiek en ons doen nie van so grafiek. Hoekom love ons hierdie grafiek? 2 redes, 3 redes, 2 redes, baie redes. Rede nommer 1 is 'n reguit lyn grafiek kan jy die gradiënt van uitwerk. En die gradiënt gee baie keer want hierdie is 'n konstante gradiënt. So die gradiënt gee vir jou konstante sodat jy 'n vergelyking kan kry want hierdie is net 'n verhouding. Jy mag nie somme doen met verhoudings nie. Okay, jy mag net somme doen as jy 'n is gelyk aanteken het. So as jy 'n gradiënt het wat 'n konstante is, dan kan jy daai ding verander met 'n gradiënt. Kan ek vra asseblief dat graad 10H, die registerklas graad 10H, Wie is julle? asseblief ons Ja, kan nee. Nee, julle is 11. Dit is vir die Kwela se program wat hulle hier maak. So dames en here, verskoon asseblief ons graad 10H, die registerklas graad 10H, asseblief ons kantoor toe kom. Sien nodig met julle tasse nie, nee, met julle tasse asseblief. Hulle moet asseblief met hulle tasse na die kantoor toe. Ek weet minder as julle wat per skaar gaan, hoor. Ek is minder hier. Okay. Wat ek julle nou wil sê, daai. Okay, goed. So ons hoekom hou van so 'n grafiek? Want hy het 'n konstante gradiënt en die gradiënt maak dat ons 'n verhouding kan verander met 'n is gelyk aanteken. Ons hou hiervan want hy het 'n afsnypunt daarso. Partykeer gaan hy nie deur die oorsprong nie, daar noem ons 'n oorsprong. Partykeer gaan hy hierso deur die y-as en dit is vir ons 100% fyn want dan het ons 'n beginpunt. Okay. Wanneer jy hierdie gaan neerskryf so, sê nou ons eksperimente so. Watter een is die afhanklike veranderlike weë? En dan Louis joune is wanneer wat is die onafhanklike veranderlike en dan Mira joune is wat is die konstante? En dan jou vraag sal wees wat sal die ondersoekvraag wees? En jou vraag sal wees wat sal die hipotese wees? Ja, weet jy. My vraag aan jou was die afhanklike veranderlike. Die afhanklike veranderlike is die ding wat jy wil meet. Die versnelling. So, hoe onthou ek dit weer eens met my klomp storieetjies? Hierdie ding gaan af, hy wys af. Nee? So. So dit is die afhanklike veranderlike. Afhanklike veranderlike is altyd op jou y-as en in hierdie geval is dit nou versnelling. Oeh, kan jy dit sien? Ja? Ja? Ek bedoel, ek gaan dit altyd die y-as wees, of so? 99,999% van die tyd. Ek wil net vir jou sê altyd nie, want wetenskap is grys. Maar juffrou, die netto krag is dan afhanklik van die versnelling. Nee, die versnelling is afhanklik van die netto krag. Hoe groter jy dit, met hoe groter krag jy stoot, hoe vinniger gaan hy beweeg. Okay, ja Louis? Die netto krag, so die onafhanklike veranderlike is altyd op jou x-as en in hierdie geval is dit f net. Hoe onthou ek dit persoonlik want hy's onder. Hierso, aan die onderkant is die onafhanklike veranderlike. Hoe meer wat is my vraag aan jou die konstante? Kyk gou hierso, hierdie ding vergelyk ons nou met mekaar. Wat is nie daarin nie? En van ons vergelyking daarbo, wat is nie hierso nie? Die massa. Okay? Ons moet hierso is 3 goeders, hierso is 3 veranderlikes. Ons gaan 2 goeders met mekaar vergelyk en iets moet konstant gehou word. So as ons hierdie grafiek trek, as ons hierdie wil kry, dan moet ons iets konstant hou en in hierdie geval sal dit dan die massa wees. Okay. Nou, hoekom is dit maklik om dit af te lei van hierdie grafiek af? Want hy het 'n konstante gradiënt. So die konstante, hierso konstante gradiënt gee vir jou konstante. Dis hoekom ons hierdie tipe grafiek love.
Want hy wys vir ons wat is ons konstante. Sê nou maar, ek het nie hierdie formule geweet nie. Verstaan, ek kon nie lekker onthou of wat ook al nie. Hoe figure ek uit wat hierdie gradiënt vir my sê? Soos in wiskunde, hoe gaan bereken jy die gradiënt? Is verandering in y oor verandering in x, né? Of y2 minus y1 oor x2 minus y1. Wetenskaplikes is lui maar effektief. So x2 minus x1 is wat? Die verandering in y en die verandering in x. Gaan skryf hierdie neer asseblief, wys my jy het 'n brein. OK. Wat is op jou y-as? Versnelling. Wat is op jou x-as? Netto krag. OK. So nou moet jy sê, wait a minute, hierdie lyk vir my bekend, versnelling, netto krag. Ek het 'n formule wat daai twee goed met mekaar link. Daar is die formule. Yes? OK. Ek wil gou hierso pause want ek is bevrees ek gaan julle nou 'n bietjie die mekaar maak. Ek wil net gaan my vrae beantwoord. Tian, wat is my vraag aan jou? Die ondersoekende vraag vra. Ja, wat is dit? Nee, 'n vraag moet begin met 'n vraagwoord. Hoe sal, wat sal? Hoe sal die versnelling reageer as die netto krag toeneem? Yes. Hoe sal die versnelling verander wanneer die netto krag vergroot? OK? En dan Irwin, hipotese? Die hipotese is dat die resultaat meer raak in sy versnelling opneem. Baie mooi. Of die netto krag is direk evenredig aan die versnelling. Ja? Of die versnelling is direk evenredig aan die netto krag. OK, mooi. Goed. Ja, is julle met my? Het julle goed neergeskryf? Ek sê nie enigiets in hierdie klas, want ek hou van praat nie. Ek het nou net vir jou gesê jou prakties gaan oor hierdie. Ja? So, julle gaan nog gewoon draag om alles neer te skryf. Jy kan vra of Tian. Hoe sal die versnelling verander as die netto krag toeneem? Dis mos reg. Ja? Kan ons ondersoekende vraag wees, wat sal die versnelling wees as ons netto krag af? Ja. Dan is die krag net so. OK. Goed. Nou wil ek gou my idee hierso klaarmaak. Reg? Ek wil graag hierdie formule gaan manipuleer dat hy so lyk. Want dan weet ek wat sê die gradiënt vir my. OK? So ek moet hierdie formule manipuleer, verander dat hy so lyk. OK? So wat gaan ek doen? Ek gaan F net daar deel. Maar dan moet ek M daar wegkry, gaan hom ook moet deel. Is julle met my? So, ek gaan hê 1 oor M is gelyk aan A gedeel deur F net. Ja? So, wat het ek hier nou bewys? Ek het bewys dat hierdie twee goed is dieselfde. So, dit beteken hierdie een se gradiënt, nou toevallig is albei se name M, maar hierdie M beteken gradiënt, hierdie M beteken massa, né? Die gradiënt van hierdie grafiek gee vir my 1 oor massa. Die omgekeerde van massa, die inverse van massa. Het jy al inversies gedoen in wiskunde? OK, julle gaan nog. Maar die omgekeerde van massa. Of 1 op massa. OK. Elke grafiek gaan anders wees. Elke liewe grafiek. Ja? Hierdie ene, as ek wil hom gaan herrangskik dat hy so lyk. Nee, dan moet ek mos die F net onder toe vat. Ek moet deel deur F net. So dan het ek basically 1, want F net gedeel deur F net is 1. MA oor F net. Ja? So van daar tot daar.
Want ek wil hierdie vergelyking manipuleer dat hy so lyk, sodat ek kan uitfigure wat beteken die gradiënt vir my. Hierdie is crucial werk. Ek doen absoluut niks, want dit is my interessant nie. Hierdie is die basiese konsepte vir ongelooflike moeilike grafieke in matriek. Ek hoop jy skryf. En fokus. Okay, so daai formule wil ek soos hom kry. Okay, so ek sien, ek gaan F net, daar moet gaan deel. F net, gedeel deur F net, gee vir jou 1. Ja, en dan het ek MA gedeel deur F net. Maar hy lyk nou nog nie so nie. Ek wil ontslaa raak van daai M. Hoe raak ek ontslaa van daai M? Gedeel deur M. So as ek deel met M, dan kry ek 1 oor M, A oor F net. Ja? So ek het nou gaan bewys dat A, F net, dis dieselfde ding. So dit beteken die gradiënt van die grafiek is 1 oor massa. Ja? Sê weer? Ja. Nee, hy bewys nie omgekeerd die reg nie. Al wat ek bewys is, die gradiënt is 1 op massa. Dis wat ek gaan bewys het. Ek is nog nie by hierdie grafiek nie. Ek is nog net by hierdie grafiek. Hierdie is alles saam. Dit is waar ek is. Okay. Dan as ek kyk na hierdie grafiek, sê ek, hou nie van hom nie. Hoekom hou ek nie van hom nie? Want dit is omgekeerd, ek het nie 'n konstante gradiënt nie, ek het nie 'n afsnypunt nie. So hoe kan ons hom gaan omdraai sodat hy vir my sin maak? Is as ek hierdie massa nie massa maak nie, maar 1 oor massa. Okay, dan het ek mos 1 oor massa en versnelling, dan gaan ek 'n reguit lyn grafiek kry. En dan laaf ek dit. Ek gaan kyk hoeveel tyd het ek. Absoluut niks tyd nie. Jou huiswerk. Skryf onder, huiswerk. Is plot 'n grafiek. Jy gaan 2 grafieke plot. Okay? Jou een grafiek wat jy gaan plot is versnelling versus massa. En jou ander grafiek wat jy gaan plot is versnelling versus 1 op massa. Okay. Dit is die 2 grafieke wat jy gaan plot en jou waardes wat jy gaan gebruik is die volgende. Versnelling, ek moet nou net kop hou met myself, is 20 massa 2. Versnelling 40 massa 1. Versnelling 10 massa, massa 4. Ok, ek gaan weer 3 punte gee om te plot. Ok, so dit gaan jy gebruik om hierdie 2 grafieke mee te trek. Ok, so hierso moet jy nou trek 1 op massa. So wat gaan jy doen? Vir 1 op massa gaan daai nou mos wees 1 op 2, so dit gee vir jou 0.5. Hierdie ene gaan wees 1 op 1, dit gee vir jou 1. Hierdie ene gaan wees 1 op 4, dit gee vir jou 0.25. Ja? Ok, so hierso is jou 3 punte wat jy moet plot. 1, 2, 3. Is met my? Jy gaan hierdie grafiek trek. Versnelling versus massa. Daai ene gaan jy trek en die ene gaan jy trek. Direk evenredig. Daai ene. Ja, nou wil ons kyk hoe lyk omgekeerd. Ja.
Ja, maar die een grafiek se punte gaan mos nou hierdie 2 punte, hierdie 2 punte, hierdie 2 punte wees en die ander ene se gaan wees hierdie 2 en hierdie 2 en hierdie 2. Ja? Jy gaan 2 grafieke trek. 3 punte hierdie kant, 3 punte hierdie kant. Ciao. Dit was in hierdie grafiek was F net was M ons konstante. Nou is F ons konstante. OK, behalwe vir dit, ek weet julle het Valentynsbal, maar julle het gekies om wetenskap te neem as 'n vak. Behalwe vir dit, het jou huiswerk ook nommer 1. Net nommer 1. En dan ook uitskryfwerk vir die mense wat nie hulle definisies geken het nie.